Mense, goeiemôre, Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman, en baie welkom vanoggend by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Dis weer eens vanoggend vir my 'n groot voorreg om jou te kan bedien met die woord van Skepper, lewende God op hierdie afgesonderde, hierdie heilige, die 7de dag. Dis vandag Shabbat. Ek wil vanoggend kom dankie sê vir elke persoon wat vir ons boodskappe gestuur het, na aanleiding van deel 1, saad vir 2026. En daardie saad, mense, is uiteraard die woord van Skepper, lewende God. En weet wat is my gebed vandag vir jou? Is dat hierdie woord werklik gestalte sal kry in jou binneste. En dat die gees van die lewende God hierdie woord 'n realiteit sal maak in jou lewe. Dat ons hierdie woord sal carpe diem en ons eie maak. Mense, sodat ons lewens kan transformeer. Ons leef in die laaste dae. En alles wat jy rondom jou sien, sal vergaan. Maar die woord sal vir ewig bly staan. Dink gou daaraan. As hierdie woord deel is van my en jou lewe, en die woord kry gestalte in hierdie tabernakel, sal ons vir ewig bly staan. Daarom sê die woord, hy sê julle sal lewe, al het julle ook gesterwe. So ek wil dankie sê vanoggend vir die boodskappe, vir die oproepe na aanleiding van deel 1, saad vir 2026. En vandag is dit deel 2, en ek wil jou graag vra dat jy jou veiligheidsbelt sal vasmaak, want hier kom skokke, hier kom transformasie, hier kom openbaring, want Vader is in beheer. Weet jy wat, is ek voor dankbaar? Dat wanneer ons die woord lees, mense, is belangrik wat ek nou vir jou sê. Wanneer ons die woord lees en sê, Abba, ek gaan nou u woord lees. Hierdie woord is u karakter, hierdie woord is u stem, hierdie woord is u wese, sodat wanneer ek dit lees, dat die gees van God, sy ruach, die ware heilige gees, nie die kundalini, nie die vals heilige gees nie, dat die ware heilige gees, sy ruach hakodesh, hierdie woord lewendig sal maak in my binneste. Anders bly die letter dood. Want mense lees die woord en hulle vergeet wat hulle gelees het. Ek bedoel, jy lees vanaand die woord. Môreoggend as jy wakker word, dan vra jy vir jouself, wat het ek gisterand gelees? Waaroor gaan dit? Want jy vergeet. Want die woord het nie gestalte gekry in jou binneste nie. So vandag is my gebed, met hierdie uitsending van deel 2 van saad vir 2026, is dat hierdie woord regtig waar vrugbare saad sal wees. Goeie saad, wat die saaier kom saai, in die braakland, in die oesland. En dat wanneer hierdie woord gestalte sal kry in ons lewens, dat ons 'n magtige oes kan verwag. En dat Vader se naam, mense, alles gaan oor sy naam. Alles gaan oor die naam wat in ons gees, wat bo elke naam is. En dis die naam van Meester Yeshua HaMashiach. Hy's die weg, hy's die waarheid, hy's die lewe. Kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, Abba, wat 'n voorreg om op hierdie pragtige oggend die naam te kan eer en te verheerlik. Abba, ons kom vandag as die volk voor u aangesig en ons buig in aanbidding voor u. En ons bely en verklaar ons afhanklikheid is by u en by u alleen. Ons wil u alleen dien, want u woord sê, ek is Yahweh, julle Elohim, wat julle uit Egipte land uitgebring het. Daar is geen ander gode voor my aangesig nie. En Abba, as daar enigstens was, wil ons kom vandag en ons wil repent. Ons wil u om verskoning vra, as ons oë gedwaal het na ander gode, of na ander plaasvervangers. Ons verklaar en bely en mobiliseer vandag ons woord, dat u alleen is aanbiddingswaardig. U is lofprysingswaardig. Aan u kom toe die lof en die eer en die aanbidding. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Abba, soos in die hemel, so vandag op hierdie aarde. Abba, ook met hierdie uitsending asseblief, dat wanneer mense hierdie woord hoor, dat mense se lewens getransformeer sal word, Vader, in lyn met u karakter, in lyn met u woord, en dat ons vir u 'n welgevalle en 'n heilige en aanneemlike offer sal wees. Abba, ek bid vandag dat hierdie woord sy snelle gang sal gaan, en dat hierdie woord nie ledig terug sal keer na u nie, maar dat hierdie woord dit sal volvoer met die krag waartoe u dit stuur vandag in ons as mense.
Dankie dat ons vandag die kroonskepping kan wees, om U te eer en te verheerlik. En as ons nie vandag U naam uitroep nie, en daarom wil ek dit doen. Ek wil vandag verklaar, dien hom, die skepper God van die hemel en die aarde. Dien hom van die opkoms van die son, tot die ondergang daarvan. Dien hom in gees en in waarheid. Maar as ons dit nie doen nie, sal die klippe dit uitroep. Gee ons vandag die voorreg, die geleentheid om dit uit te roep, sodat my hart en my lippe in lyn sal kom met U karakter. Maar ek bid in hierdie oggend, dat U ons sal rig en stig ooreenkomstig U wil en U plan vir ons lewens. En dis my gebed op hierdie pragtige oggend, Shabbat. En ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, Halleluja, prys sy wonderlike naam. Nou kry ek boodskappe van mense wat vir my sê, hoorie Frik, hoekom gebruik julle nie Amen nie? Ek sê Amen, en jy kan dit asseblief gaan Google, en baie mense het al met my gepraat oor die Amen en die Halleluja. Wanneer ek sê Halleluja, dan beteken dit Halleluja. Nou wie is ja? Dis die verbondsgod. Dis die God wat, of die Elohim wat vir Moses gesê het, Moses, gaan sê vir my volk, ek is, stuur jou. Halleluja, prys hom, skepper God van hemel en aarde, die heilige van Israel. Mense, dit is vanoggend vir my regtig 'n voorreg man, om deel 2 van Saad vir 2026 met jou te kan deel. Mense, hoor my vandag, asseblief. Ek pleit by jou. Ek pleit vandag by jou. Moenie die woord neersit nie, asseblief nie. Moenie net die woord lees omdat lees is nie. Moenie net 'n ou gedeeltjie lees en 'n ou gebedjie wat elke dag dieselfde is nie. Asseblief mense, gaan bestudeer die woord. Kom ek en jy word werklik volgers van ons meester, Yeshua HaMashiach. Dat die woord werklik waar deel van ons lewens sal word. Mense, Daniel het gebid 3 keer 'n dag, oggend, middag en aand. En ek en jy, ons is nie beter as Daniel nie. Meester Yeshua, die gesalfde, hy het sy hemelse woonplek verlaat, hy's Elohim met ons. Dis wat die woord sê, Immanuel, God met ons. Hy het dit nodig geag om elke dag te gaan bid. En ek en jy, ons is nie beter as hy nie. Nou vra ek vanoggend, hoe gaan dit met jou woordstudie? Hoe gaan dit vanoggend met jou gebedslewe? Hoe gaan dit met jou geloofswandel? Asseblief, moenie jou nou 'n leuen vertel nie. Moenie jou verkeerde optrede nou regverdig nie. Moenie die disfunksionaliteit in jou mondering van hoe jy optree, hoe jy reageer, hoe jy funksioneer, moet dit nie regverdig nie, asseblief nie. Sê vandag, weet jy Frik, dis nie in lyn nie. Ek is nie in plek nie. Daar's ruimte vir verbetering, want ek is hier om Vader te eer en hom te behaag. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor jou nie. Hoor vandag vir my. Dit gaan nie oor ons nie, dit gaan oor hom, skepper God van hemel en aarde. Dis 'n voorreg om vandag met jou te kan deel my tema, my persoonlike tema vir 2026. Dis my tema, nou wil ek weer dit by sê, dat ons jaar begin nie in Januarie. Ons jaar begin oor die periode van Pesach. Met ander woorde met die fees van ongesuurde brode. Dis wanneer ons jaar begin met ander woorde met die bloed van die lam. Is dit nie pragtig nie? Dat voor ons hierdie jaar inbeweeg, en dis in die maand van April hierdie jaar 2026 dat ons skoon gewas sal word deur die bloed van die lam, sodat ons skoon, naak en rein voor sy aangesig kan staan. Ek weet nie van jou nie, maar ek geniet die woord. Ek geniet sy teenwoordigheid. Dit is my so wonderlik om, wanneer ek die woord lees, man, dan kom maar sommer so opgewondenheid in my binneste. En ek hoop jy geniet nog die woord. Anyway, hier is my tema, Psalm 19 vers 15. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart, Abba, welbehaaglik sal wees voor die aangesig. O Jahwe, die Almagtige, my rots en my verlosser. Wanneer ek dit erken wie hy is, en wanneer ek my verantwoordelikheid opneem om in daai posisie te bly, mense, dan is dit vir my belangrik, en dan moet ek en jy vandag kennis neem, dat ek vandag kan sê, Abba, die oordenking van my hart, die woorde van my lippe, voor die aanneemlik sal wees, as 'n welgevalle, heilige offer. Het is belangrik in dit wat jy sê. Het is belangrik dat wanneer jy woorde spreek, dat daai woorde in lyn sal wees met sy karakter. Het is belangrik, mense, oor dit wat ek en jy dink, want dit wat jy dink, dit is jy.
Dit wat jy dink in jou gedagtes, kom in jou hart, en wanneer dit in jou hart kom lê, dan vind hier 'n ontkieming plaas in jou hart. En tye en seisoene bepaal wat in jou hart aangaan. As jy deur 'n moeilike seisoen gaan dit by jou mond uitspoel. As jy deur 'n goeie seisoen gaan dit by jou mond uitspoel. As jy neerslagtig is en jy's bekommerd en jy's met angs en vrees gevul, gaan dit hier kom lê, want jou gedagtelyne is gekonnekt met jou hart en net so ook met jou niere, nê. So wanneer dit in my hart is, dan kom dit by my mond uit. Wat die hart van vol is, loop by die mond uit. En dan is daar 'n pragtige skrifgedeelte wat vir my baie belangrik is in 2026, waar Yeshua opstaan oor die periode van Sukkot, en hy sê in die boek van Johannes hoofstuk 7, hy sê, wanneer julle in my glo, soos wat die skrifte sê, met ander woorde, van Genesis tot die boek van Deuteronomium, dis die Torah, en van daar af voorts tot en met die boek van Openbaring. As julle in my glo, soos wat die skrifte sê, en julle wandel daarin, julle maak dit julle verantwoordelikheid om daarin te wandel, sodat julle leefwyse in lyn kom met hom, dan sal strome van lewende waters uit julle binneste uitvloei. So my gebed vandag vir jou wat ingeskakel is, dat jy aanneemlik sal wees voor die aangesig van Skepper God. Mense, praat vandag met jou oor saad. Ek is besig met 'n groentetuin op die plaas, en wat ek heel eers sien, is saad. Ek vat die saad in my hand, en ek plant die saad. Dis presies wat die woord doen. Ek sien heel eers die saad voor my oë. Ek sien dit fisies met my oë, want ek plant dit. Dan plant ek dit in die grond. Nou daai grond moet vrugbaar wees, nê? En is my verantwoordelikheid om daai grond water te gee, of dalk miskien te bemest, sodat daai saad effektief kan groei. So kyk nou baie mooi. As ek die saad geplant het, dan is daar 'n tydsaspek wat plaasvind, en seisoene bepaal die groei van hierdie saad. Nie alle saad groei in die somermaande nie. Nie alle saad groei in die wintermaande nie. So tyd en seisoene waardeur ek gaan, wat deel is van my lewe, daar kan dalk miskien vrees en angs en bekommernisse en verwerping en skuldgevoel van jou lewe wees, dit kontamineer jou saad. Dan kom daai saad in daai spesifieke seisoen nie op nie. Dit kom nie op nie, want dood en lewe lê in die mag van die tong. So wanneer ek die woord het in my lewe en hy het gestalte gekry in my hart as 'n stroom van lewende waters, en ek begin praat in lyn met die woord, gaan daai saad opkom in die seisoen wat hy moet opkom. En wanneer hy opkom, dan sien ek met my oë die oes. En dis hierdie woord. Baie gesaam met my as jy 'n woord voor jou het in die boek van Markus, hoofstuk 4 vers 28. Hy sê, want van self bring die aarde vrug voort. Eers die halm, dan 'n aar, en dan die volle koring in die aar. Presies wat ek nou met jou gedeel het. So ek sien heel eers die halm, dan sien ek die aar, en dan sien ek die volle vrug. Aan die woorde, die volle koring in die aar. En dis presies hoe die woord werk. Die woord werk op presies dieselfde manier. So wat ek heel eers sien in my lewe, wanneer ek die woord lees, dan is dit saad, nee, daai saad word gebere deur my oë. Ek hoor dit wanneer ek die woord lees, dit versterk my geloofswandel. So dit is belangrik om die woord te bly lees, en ek het nou by jou gepleit dat jy die woord sal lees. En wanneer ek hierdie woord lees, dan versterk dit my gedagtelyne. My gedagtelyne is nou gevul met sy woord. Daai woord gaan lê in my hart. En wanneer my hart vol is van sy woord, loop dit by my mond uit, strome van lewende waters. Maar wanneer jy onder druk geplaas word, dan kom daar 'n ander stroom uit na vore. En daai stroom kan vrees, angs, bekommernis, onttrekking, raserig, met ander woorde ek skree, ek vloek en ek skel. Daai oes kan uiteraard sarkasme wees. Dit kan veroordeling wees, dit kan selfhaat wees, 1000 dinge. Dan is jou saad gekontamineer. So wanneer ek hierdie saad plant, word dit ontkiem. En daai ontkieming gaan gepaard met tyd wat geloof versterk. Mense koop hierdie goed, maak vir jou sin. En dan kry die woord gestalte. Nou kom my vraag vanoggend. Wie het jou groot gemaak? Wie het jou groot gemaak? Wat is dit waaraan jy dink? Hoe dink jy? Wat is dit wat jou lewe miserabel maak of jou lewe 'n blymoedige mens maak? Wat is dit? Leef ek en jy in die leefwyse van hierdie wêreld? Leef ons in die godsdiens tradisie?
Leef ek en jy in die leefwyse wat Skepper God vir my en jou dikteer in sy woord, want die woord is die barometer. Die woord is die GPS van my en jou lewe. If possible, make a U-turn. If possible, turn left. Wat ook al die geval mag wees. Wat saai jy in jou hart? Hoe praat jy? Wat dink jy? Want dit wat jy dink, dit word jy. Dit is jy. En daarom moet die woord gestalte kry. So, skryf gou neer as jy pen en papier by het. Skryf gou neer. Dalk is julle in 'n groepie by mekaar, ek weet nie. En as julle by mekaar is, stop gou hierdie boodskap en vra gou die volgende. Wat is die gevaartekens vir 2026 in terme van die woord wat saad is, wat in my lewe gesaai moet word? En terloops, is my lewe 'n braakland wat vrugbaar is, sodat wanneer ek die saad saai in my lewe, in my tabernakel, dat dit sal opkom as 'n magtige oes om Vader te eer en te verheerlik. Hier's 'n paar gevaartekens wat ek gou met jou wil deel. Weet jy wat, mense? Ek vat my pen. Nou, ek is 'n lefty. Ek vat my pen en gaan sit by my tafel. Ek sê, Abba, ek ervaar in my gees, en dis deur die inspraak van U Ruach, Abba, ek ervaar, ek moet met mense deel, vroeg in hierdie jaar, vroeg in 2026, oor die woord. Die woord wat saad is. Die woord wat onverganklike saad is. As jy vandag na hierdie boodskap luister, hierdie is deel 2. So gaan kyk asseblief na die vorige boodskap ook, deel 1 van saad vir 2026. Dat ek en jy geen verskoning sal hê. Dat wanneer ons aan die einde kom van hierdie jaar en ons kyk terug, dat ons 'n veranderde mens sal sien. Ander leefwyse, ander spraak, ander gewoonte aspekte, wat my geloofswandel sal versterk en verdiep in Meester Yeshua. Gevaartekens vir 2026, skryf neer. Nommer 1. As ek die woord lees, wat onverganklike saad is, en hierdie woord maak die sin vir my nie, dan verloor ek die belangstelling om hierdie woord verder te lees. Het jy mooi gehoor wat ek sê? As ek die woord lees en dit maak nie vir my sin nie. As ek die woord lees en ek verander nie, dan die duiwel inspraak gekry in my lewe en ook so in jou lewe, want hy trek sluiers oor ons oë, dat wanneer ons die woord lees, dat ons die ware evangelie mis, en ons mis die gestalte van ons meester, Yeshua HaMashiach. Dan het hierdie woord nie vir jou, dit maak nie vir jou sin nie. Jy lees maar dit maak nie sin nie, want jy verstaan dit nie. Wie wat is die gevaar? Dan sit ek die woord neer, en ek lees dit nie verder nie. Dan kyk ek na YouTube, en ek kyk na reels, en ek het 'n ou Bybelprogrammetjie wat ek lees, net om my gewete te sis, maar die woord kry nie gestalte nie. En wie was die resultaat? Hier kom die oes op. As mense so leef, waar hierdie woord nie vir ons sin maak nie, en ek verstaan nie wat ek lees nie, hoor mooi, dan maak, ek wil dit stadig sê, dan maak ewigheidswaarde nie vir jou sin nie. Dan beteken dit, jy mors jou tyd. Want hierdie woord wat ek en jy vandag by ons het, mense, bepaal jou ewigheidslewe. Want in hom, Yeshua ons gesalfde, in hom het ek en jy die gawe van die ewige lewe. In hom, deur hom en tot hom. So wanneer jy lewe, in hierdie jaar, en jy sit die woord neer, omdat die woord nie vir jou sin maak nie, is jou lewe eintlik doelloos. En wanneer jou lewe doelloos is, dan beteken dit, ek het nie 'n ewige toekoms nie. Met ander woorde, die ewigheid maak nie vir my sin nie. Hoekom moet ek nou daaraan aandag gee? En as jy verstaan vandag wat die saad beteken, dat die woord mense, is ewig. Ewig. Ek sê weer, alles sal verbygaan, wat jy vandag met jou oë sien. Alles. Maar sy woord sal vir ewig bly staan. Ek wil jy met kennis neem van dit. Lees gou saam met my, as jy 'n woord by jou het, in die boek van Spreuke, hoofstuk 4, vers 23. Nou vra ek vanoggend vir jou. Wat praat jy? Hoe dink jy? Wie het jou groot gemaak? Wie is jy? As jy vandag vir my sê, Frik, ek is 'n getuie van ons meester, Yeshua HaMashiach. Ek is 'n getuie. Dan beteken dit, as ek jou in die hof op die getuiebank sit, dan moet jy kan weergee wat jy gesien het en wat jy gehoor het. So nou vra ek vandag, hoe lyk my en jou getuienis ten opsigte van die woord?
Ons sien die woord, ons sien die saad, ons sien die halm, ons sien dit wat ons moet sien in terme van saad. So nou het ek hom geplant, tyd gaan verby, seisoene bepaal die groei van hierdie woord in my en in jou lewe, en as jou seisoen sleg is, gaan hierdie woord nie vir jou sin maak nie. So wat is in jou hart? Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word. Hoekom? Want Psalm 19 vers 15 sê, dat die oordeenkinge van my hart en die woorde van my lippe vir u aanneemlik sal wees. Nou kom Spreuke 4:23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So wat is die oorspronge van die lewe? Waar is dit opgesluit? In my hart. Wie voed my hart? My gedagtelyne. Wat voed my gedagtelyne? Die woord. My gebedslewe. Soos my gedagtelyne gevoed word met die dinge van hierdie wêreld, met die dinge van die duiwel, hoe gaan my hart lyk? Wie gaan my groot maak? Wie gaan my laat dink in dit waarin ek dink? Die duiwel. Meester Yeshua kom en hy sê vir die fariseërs en hy sê vir hulle, julle vader is die duiwel. Want dit wat hy julle vertel om te doen, dit doen julle. So nou vra ek vandag die vraag, lieg ons? Is ons sarkasties? Is ons jaloers? Jy sit dalk op die kerkraad. Jy sit dalk op die kerkraad en jy suip soos 'n vis. Ek noem dit jy so, want ek is so geïrriteerd oor die afgelope maand, die vorige maand, wat nou Desember maand was in terme van vakansie. Ek wens ek kan die oproepe kry wat ek gekry het oor die gesuipery van Gods manne, wat in die kerkbanke sit as 'n oudste, as 'n kerkraadslid. Ek wens ek kan dit kry. Nou vra ek, wie is jy? Hoe lyk jou getuienis? Want in my hart, Spreuke 4:23, hy sê, pas jou hart op, want dis die oorspronge van die lewe. Dis die oorspronge van die lewe. Dis die oorsprong van jou geloof, dis die oorsprong van jou genesing, dis die oorsprong van jou voorsiening. En as jou hart verhard geword het teenoor die woord, hoe lyk jou lewe? Waarmee is jy besig? Met ander woorde, dan kan ek die woord, as jou hart verhard geword het, man, jy kan 'n predikant wees, maar ons leef in die leuen. Ons kan in 'n gemeente sit. Jy sit in 'n gemeente, of die ware Heilige Gees is in daardie gemeente, of die Kundalini, die valse Heilige Gees, is in daai gemeente. Jy kan 'n posisie hê in die kerk, en jy kan dit mis. Want hierdie woord het nie gestalte gekry in jou binneste nie. En ons is besig met kerkspeletjies. Ons is besig met geloofspeletjies. En ons is besig om Vader eintlik eintlik, wil dit gou so sê, ons is eintlik besig om sy naam deur die modder te sleep. Want jy sien, ek het 'n posisie by die kerk. Ek is 'n intercessor. Ek is 'n kerkraadslid. Ek is 'n oudste. Man, ek is bevriend met die dominee. Ek is bevriend met die pastoor. Hy weet waartoe ek gaan. Ag, maar weet jy wat, ek bring sommer gou my 10de en dan is die wêreld weer reg. Hy sal nie 'n woord teen my uitspreek nie, want ek bring my 10de en ek is 'n groot 10de betaler. Jy sit die pot heeltemal mis hoor. Heeltemal. As jou hart verhard geword het teenoor die woord, en jy regverdig elke verkeerde of disfunksionele optrede, dan beteken dit jy verander nie. Jy verander nie. Jy kan bid, ek kan vir jou die woord gee, ek kan bid dat die salwende krag van die Gees op jou lewe gedeponeer word. Dit gaan wees in jou lewe soos water op 'n eend se rug. Jy gaan nie verander nie. So hier is my gebed vandag vir jou, dat die oordeenking van jou hart en die woorde van jou lippe aanneemlik sal wees voor sy aangesig. Dit beteken, ek en jy moet verander. Ons moet verander. Ek weet nie of verkeer jy al hierdie woord gehoor het nie, of verkeer jy al hierdie gedeelte gelees het nie, maar ek wil dit vandag lees, terwille van hierdie woord, wat vandag in hierdie seisoen met jou gedeel word. Wie wat besef ek? Ek besef dat hierdie woord moet nou uitgaan. Vroeg in hierdie nuwe jaar moet hierdie woord uitgaan. En Abba het geweet, in al sy wysheid, in al sy heerlikheid, het hy geweet, dat hierdie woord, voor die grondlegging van hierdie wêreld, het hy geweet dat hierdie woord gaan uitgaan vandag. Blaai saam met my, Markus 4, vers 13 tot 20. En hy sê vir hulle, hy sê vandag vir jou wat ingeskakel is, hoekom begryp jy nie hierdie gelykenis nie? Hoekom verstaan jy dit nie? Hoekom is jou hart verhard?
Hoekom wil jy nie verander nie? Hoekom hou jy vas aan dit wat jou aftrek? Hoe dink jy? Wie het jou groot gemaak? Lewe jy in die leefwyse van sy woord of lewe jy vir jouself? Ek sien jy het hierdie ywer om hom te dien, maar jy skep jou eie geregtigheid. En jou eie geregtigheid is uiteraard divisie teen sy geregtigheid. So wie is jy? Wat maak ons? Wat maak ons hier? Ek dink as ons na ons gemeentes toe gaan, en daar staan 'n engel by die deur, en hy vra vir jou, wat kom maak jy hier vandag? Wat is jou doel? Wat wil jy bereik? Is jy hier om gesien te word? Is jy hier om jou eie gewete te sis? Is jy maar net hier omdat ouma gesê het, nee my kind, jy moet op 'n naweek, nou dit kan op 'n Saterdag, en ek hoop so, of op 'n Sondag, en ek hoop nie so nie, dat jy voor die aangesig van Skepper God sal verskyn op 'n weeklikse basis, want dan word ons vernuwe deur sy woord. Of hoe lyk jou lewe? Jy gaan kerk toe. Ek hou nie van die woord kerk nie, maar jy gaan na jou gemeente toe, maar daar is nie verandering nie. Jy stap uit op die uitnodiging, daar word vir jou gebid, en Dinsdag, Woensdag, is jou lewe back to normal. Hoekom verander ons nie? Want hierdie woord het nog nie saad geword in jou lewe nie. Dis hoekom. Hierdie woord maak nie vir jou sin nie. Dis hoekom. En dan sit jy hierdie woord neer. En dan kom die God van hierdie wêreld, en hy trek sluiers oor. En hy kom doof die lig uit, wat in sy woord hier binnekant moet brand, soos 'n menorah. Dis bekommernisse. Dis die gevaartekens. Markus 4, vers 13 tot 20. En hy sê vir hulle, hoekom begryp julle nie hierdie gelykenis nie? Hoe sal julle al hierdie gelykenisse verstaan? Want as ek nie met julle praat, by wyse van storievertelling nie, want dis eintlik wat gelykenisse is, nee. Daar was eendag 'n man met 2 seuns. Dis 'n storie. Dis 'n storie. Hy sê julle begryp dit nie eers nie. Wat van as ek die ware woord reguit met jou wil deel, gaan jy dit ook nie verstaan nie. Want jy is op die melk. Ons is op die melk. Ons moes al lank al op die vleis gewees het, want die woord wat saad is, het nog nie gestalte gekry in my tabernakel nie. Dis hoekom my lewe so lyk. Dis hoekom dit so lyk. Nee, weet jy, Abba, hy antwoord nie meer my gebed nie, en ek voel so verlore, en ek voel so ver. Dis nie sy skuld nie, dis jou skuld. Hy sê, julle verstaan nie my gelykenis nie. Vers 14, die saaier is die saai van die woord. Die saaier saai die woord. Ek vandag, Abba, dankie vir die voorreg, dankie dat ek hierdie woord kan saai vandag. Ek saai vandag die woord, vers 15. En dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het, dan kom die Satan dadelik en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai is. Onthou jy Psalm 19 vers 15, vers 16. Net so ook hulle, by wie die rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelik met blydskap aanneem, vers 17, maar geen wortel in hulle self skiet nie. Hulle is net vir 'n tyd. Later as daar verdrukking of vervolging kom, ter wille van die woord, dan struikel hulle. Wat sien ons nou in die laaste dae? Presies dit. Vers 18. En aan hulle, by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, vers 19, en die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdomme en die begeerlikhede in verband met allerlei dinge kom en verstik die woord. En dan word die woord onvrugbaar. So ek lees en ek lees en ek lees, en die woord word gesaai en hy word gesaai en hy word gesaai, en dit is soos water van 'n eenserig. Vers 20. En dit is by hulle wat die woord, goeie saai gesaai word, hulle wat die woord hoor en dit aanneem en vrugte dra. Ek bid vandag vir jou, dat jy die vrug sal dra, wat by die bekering pas. 130, 160, 100voudig. En dat dit sal deel word in jou mondering. Mense, ons almal hoor die woord. En die woord is baie duidelik, in die laaste dae moet ek en jy wakker wees, en ons moet nugter wees. Ons almal hoor die woord. Kan ek vandag vir jou vra, hou wag oor die woord, soos 'n soldaat wat die weermag kamp moet oppas met sy wapen, wees paraat. Hê 'n standaard. Kom terug met dissipline. Moenie verkeerd praat nie. Moenie verkeerd praat nie. Mense, die oomblik wanneer daar druk op mense gesit word, as goed gebeur,
praat mense verkeerd. En die oomblik as ek hierdie woord lees, en ek plant hierdie saad in my binneste, en dan word druk op my geplaas, en ek praat verkeerd, en ek tree verkeerd op, en ek is weer dysfunksioneel, en ek slaan terug na my verlede, moenie 'n oes verwag nie. Dan is jou saad gekontamineer. Dis kan dit nie bekostig nie. En ek besef vandag, kan ek dit gou met jou deel, en ek hoop nie dis jy nie, ek hoop nie dis jy nie. Mense praat hulle eie saad dood. En omdat hulle verkeerd praat, skep hulle ongoddelike altare op hulle eie lewe, op hulle huwelike, op hulle finansies, op hulle toekoms. As jy sê ek het nie geld nie, as jy sê ag, weet jy, ek is maar arm, my familie is arm, ek gaan maar so sterwe. As jy dit vandag sê, gaan dit so wees. Dit gaan so wees. Want dood en lewe lê in die mag van die tong. Verkeerde woorde rig ongoddelike altare op. Ongoddelike altare, hoor vandag vir my, gee vir die duiwel die wettige reg om in jou lewe in te kom. Hy kom steel, slag en hy verwoes. Wie het hom nie reg gegee? Jy. Mense, ek doen baie berading. Het sy 1-tot-1 of by wyse van 'n video-oproep, wat ook al die geval mag wees. En ek besef dat die grootste oorsaak van mense se lewens wat miserabel is en wat uit mekaar uitval, is die woorde wat hulle spreek. Jy praat dood met jou eie tong, praat jy dood in die saad wat die woord moet kom saai in jou lewe. Nou vra ek weer, wie is jy? Watter getuienis is ek en jy? Mense, as jy vandag vir my sê, Frik, hierdie woord het gestalte gekry in my lewe. Ek praat die woord, ek bid die woord, ek verstaan die woord as ek die woord lees. Dan wil ek vir jou sê, well done, well done. Ek moet vir jou sê, ek ook, maar in my lewe is daar ruimte vir verbetering. Ons weet nie alles nie. Ek is under construction. So ek wil meer wees. Ek wil vandag vir Abba sê, Abba, hier is my cup, fill it up until it overflows. Ek wil meer van die woord hê. Mense, die woorde van jou mond verander jou DNA. Die woorde van jou mond bepaal wie jy is en waarheen jy op pad is. Die woorde van jou mond vloei ook by jou hande uit. Met ander woorde, jou handel en jou wandel is die vrug of jy werklik 'n volger is van meester Yeshua die gesalfde. Die vrug moet by die bekering pas, die regte vrug by die regte boom. Ek kan nie 'n appelboom wees en ek dra suurlemoene nie. Jou liggaam, jou tabernakel is in afwagting vir dit wat jy met jou tong deponeer in jou liggaam. Mense, en wanneer jy dit verstaan, sal dit krag in jou liggaam sit. Jou liggaam sal gesond word, want jy saai onverganklike saad in jou liggaam. Lees gesaam met my Johannes hoofstuk 15, vers 7 tot 8. Johannes 15, vers 7 tot 8. Hoor jy hierdie pragtige woord. Maar moenie net vandag luister nie. Luister dit met die inspraak van sy ruach. Hy sê, as julle in my bly. As. Met ander woorde, as beteken, jy of nie. Jy's of in of jy's uit. So as julle in my bly, en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Hoekom leef ons 'n miserabele lewe? Want ons is nie in hom nie, en sy woord is nie in ons nie. Hoekom lyk jou finansies so? Hoekom lyk jou huwelik so? Hoekom lyk jou kinders so? Hoekom lyk jou huishouding so? Jou toekoms? Hoekom lyk dit so? Want sy woord is nie in jou nie. Hy sê, as julle in my bly, en my woorde in julle, man, kan julle vra net wat julle wil, en julle sal dit verkry. Met ander woorde, as sy woord in my bly, waar gaan dit kom lê? In my hart. Die oordenking van my hart, en die uitvloeisel, strome van lewende waters waar, uit my mond uit. Dan kom daar beskerming, dan kom daar genesing, dan kom daar vrymaking, dan kom daar vrede, want die woord in julle verander alles. Halleluja. Hoor gou wat sê vers 8. Vers 8. Hierin is my Vader verheerlik. Waarin? In hierdie tabernakel. Hoekom? Want die woord bly in ons. Hy sê, dan sal julle veel vrug dra, en julle sal my disippels wees. Weet jy, daar is soveel disipelmakingskursusse wat aangebied word. Ek dink van dit ek 'n jong man was, tot nou toe het ek al duisende
kursusse gehoor oor disipelmaking. Dis disipelmaking. Die woord moet in jou bly. Die woord moet gestalte kry. Hoe jy praat, hoe jy optree, hoe jy funksioneer, hoe jy reageer, hoe jy besluit, gaan bepaal of dit sy disipel is en of nie. Mense, eendag gaan vir my en vir jou gevra word. Wat het julle met my woord gedoen? Wat het julle met hierdie woord gedoen? Hierdie is my woord. In die woord en deur die woord het alles tot stand gekom in hierdie wêreld. Dit moet ook gestand word in jou lewe. Dit moet skepingskrag in jou lewe hê. So, waar is my woord? Ek soek hom in jou. Ek soek die vrug van sy woord. Ek soek die oes wat moet opkom vanweer die saad wat jy gesaai het. Hoekom is die woord afwesig in jou tabernakel? Hoekom? Ek wil gou vir jou 'n vraag vra. Watse woorde, watse saad plant jy in jou lewe, in jou huwelik, in jou toekoms, in jou kinders se lewe, in jouself, in jou man, jou vrou, jou kleinkinders? Watter saad of watse saad plant jy deur wyse van jou mond wat in jou hart voorkom? Wat plant jy in terme van jou toekoms? Jou finansies, jou emosionaliteit. Mense, jy moet verstaan dat ek en jy is die tabernakel van die Heilige Gees. Ek staan vandag in die tabernakel op die plaas de Kuilen. Daar is die voorhof. Ek staan nou in die heilige gedeelte van die tabernakel en dan is dit die allerheiligste. Hier's 3 belangrike items in hierdie gedeelte. Dit is die tafel van toonbrode, met ander woorde sy woord kom voorsien na die rykdomme van sy heerlikheid, en agter my is die menorah, en dan is dit die wierookofferaltaar, met ander woorde dat my gebede soos 'n welriekende offer sal wees in sy neusgate. Watter saad plant jy in jou lewe? Hoekom is jou lewe miserabel? En die oomblik wanneer jy besef dat ek en jy is die tabernakel waarin ek nou staan, mense, die voorhang sal dit geskeur. Ek en jy stap deur. 1 Petrus 2 vers 9. Ek en jy is 'n koninklike priesterdom. Die buitehof gedeelte is die weg. Ek staan nou in die waarheid. En dan is dit die lewe. In die allerheiligste. Dis die lewe. Nou vra ek vandag, as jy die woord glo, word die woord aan jou geopenbaar. Waar? In hierdie tabernakel. Amos 3 vanaf vers 7. En Jahwe ons Elohim doen niks tensy hy sy raadsbesluite aan sy knegte en profete geopenbaar het nie. Wie is dit? Dit moet ek en jy wees. As jy dit glo, dan word jou saad bevrug. En dan kom daar 'n ontkieming wat plaasvind in terme van tyd en seisoene, sodat my geloofswandel kan verdiep in Meester Yeshua. Hoekom in hom? Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Mense, ek weet nie van jou nie, maar ek is sommer opgewonde oor hierdie woord. En dit laat my sommer net weer dink, ek het 2 gebede vir jou voorberei, wat jy kan gaan aftrek van ons webtuiste, Menorah Tabernakel. En gaan trek dit af, gaan print dit. Dis vir jou gerief. Vat daai gebede, gaan bid dit elke dag, asseblief. Jy kan dit 3 keer 'n dag bid as jy wil. Jy kan dit oggend, middag en aand bid, net solank jy dit bid, asseblief. So mense, wanneer jy die woord bid, dan bid jy verbond. Wanneer ek die woord oopmaak, en ek lees die woord, toevallig nou by Psalm hoofstuk 1, so as ek die woord oopmaak en ek sê, Abba, dit gaan goed met die mens, wat nie raad hou met die goddeloses nie. Abba, help my, weerhou my asseblief van ligsinnige mense. So wanneer hierdie gebede gestalte kry in my en in jou lewe, mense, die woord sê, dat Elohim is wakker oor sy woord. So wanneer jy hierdie woord saai in hierdie tabernakel, man, ek staan in die tabernakel, en hierdie woord kry gestalte, en jy spreek hierdie woord, en jy bid hierdie woord, en jy bid verbond, verander daar iets. Hy's wakker oor sy woord sal nooit ledig terugkeer nie. Sy woord sal die doel bereik, waartoe jy dit stuur. Mense, ons is in die jaar 5, 7, 8, 6, ons is in die jaar van die waf, wat die mens verteenwoordig. Ons is in die dekade van Pi, 80, wat sê dat ons mond met die woord spreek. Ons is die waf, ons is die connection, die connector tussen hemel en aarde. Dit wat jy bind op hierdie aarde, sal in die hemel gebonde wees. Dit wat jy ontbind op hierdie aarde, dis jou woorde, sal in die hemel ontbonde wees. Ek en jy is die waf, ons moet hierdie saad saai nou in 2026 in die Hebreëse jaar 5, 7, 8, 6.
Volgende jaar is 5787. 7 beteken volmaak. Zion, die woordjie Sayin, is die 7de letter van die Hebreëse alfabet, wat beteken volmaak. Dat die oes sal opkom. Dis so, 5788 is die seisoen van oes, die insameling van die oes. Dit moet iets vir jou sê in terme van 'n profetiese uitspraak. Die woord sal sy doel bereik. Dalk nie in hierdie seisoen nie, maar in die volgende seisoen. Net solank my hart en my woorde in lyn kom met sy karakter en met sy woord, sal hierdie woord, mense hoor my, nooit ledig terugkeer nie. Jeremia 1 vers 12, skryf gou neer. Toe sê Jahwe die Almagtige vir my, jy het goed gesien, halleluja, jy het goed gesien my kind, want ek is wakker oor my woord, en ek sal my woord volbring, dit wat jy uitspreek. Mense hoor my, as jy die woord praat, moenie nonsens praat nie, praat die woord, man, kry klaar asseblief met die afgod rugby, kry klaar met die afgod sport. Ek sê nie moenie kyk nie, maar moet dit nie jou afgod maak nie. Kry klaar met dit. Mense, wanneer jy die woord praat, dan is dit saad wat jy saai. En dan sal 'n oes opkom in jou lewe. Jy hoef nie aan te gaan met hierdie miserabele lewe wat jy tans deur is nie. En as jou lewe wonderlik is, jou lewe is gesalf en geseënd vanweë die inspraak van sy Ruach, en Vader is met jou en hy lei jou in die spore van geregtigheid, en jy weet hy's jou agterhoede, hy loop jou vooruit, hy's aan jou linkerkant, hy's aan jou regterkant, en jy weet dit, geseënd is jy, maar nie almal is daar nie. So mense, daar is 'n lewe wat ek en jy moet hê. En daai lewe moet ons 'n lewe wees wat bekend staan as die vrug van die ewige lewe. Anders wanneer die wêreld na ons kyk, en die wêreld is op soek na 'n verlosser, en hulle kyk na my en jou, hoe ons funksioneer, hoe ons praat, ek bedoel, hoe jy by die kerk funksioneer, en hoe jy by die werk funksioneer, of jy kan dalk miskien 'n kerkengel wees, maar 'n huisduiwel. Die wêreld is op soek na 'n lewende God, en as ek en jy negatief praat, en ons praat die dinge van hierdie wêreld, en die oes kom nie op nie, en daar's nie vrug nie, hoe lyk ons? Mense, hoor gou vandag vir my, die lewende Elohim, wat ek en jy dien. Ons kan hom nie dien sonder sy woord nie. Hy is onafskeidbaar van sy woord. Hy is skepper. Hy is lewende God. Hy is aanbiddingswaardig. Hy leef in sy woord. En wanneer sy woord in my en jou lewe, dan leef hy in hierdie tabernakel. Hy is die een wat ryk maak. Hy is die een wat seën. Hy is die een wat geleenthede gee om rykdom te verwerwe. Hoor gou wat sê die woord in Spreuke hoofstuk 10 vers 22, hy sê die seën van Jahwe die Almagtige, dit maak ryk, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Met ander woorde, jy kan werk en werk en werk en werk en werk, en jy bly arm, want jou woorde is verkeerd. Want die seën van Jahwe die Almagtige, wanneer kan hy jou seën? Wanneer jy in sy woord bly. In jou slaap, man, sal hy aan jou voorsien. Die woord sê dit. Hoekom vat ons nie hierdie woord nie? In jou slaap, hy sê, die seën van Jahwe die Almagtige, dit maak ryk. Almal is in survival mode, en almal wil ryk wees, en almal wil goed aftree, en almal wil dit, en almal wil dat. Mense, al wat jy moet doen is, geld, as jy geld jag, sal geld van jou af weghardloop. Hoor vandag vir my. Geld moet na jou toe kom. Hoe kom dit na jou toe? Wandel in sy woord. Spreek sy woord, verklaar dit, mobiliseer dit, profeteer dit. Die seën van Jahwe die Almagtige, dit maak ryk. Moeitevolle arbeid, voeg niks daarby nie. Ek het so hard gewerk, en ek kan vandag niks wys nie. Wat moet jy doen? Kom in lyn met sy woord. Hy maak ryk. Moeitevolle arbeid sit niks daarby nie. Wandel onder sy gesag, die gesag van sy woord. Hy is die woord. Mense, in jou slaap, en ek het dit gesê, in jou slaap sal hy byvoeg. Al wat jy moet doen, jy moet jou verantwoordelikheid opneem om in sy woord te wandel, sy woord te lees, om in geloof te wandel. En ek verklaar vandag in jou lewe, Genesis hoofstuk 8 vers 22. Hy sê van nou af, sal al die dae van die aarde saaityd en 'n oestyd wees. Koue en hitte, somer en winter, dag en nag
sal nie ophou nie. Dit sal aangaan tot wanneer hy ons kom haal. So hier is my gebed vandag vir jou. Dat jy 'n saaityd sal beleef in jou lewe, waar jy erkenning vat van jou huidige situasie, jy vat verantwoordelikheid van jou huidige situasie, en wanneer jy vandag begin saai in jou lewe, dat 'n oes sal opkom. Daar's somer, daar's winter, daar's herfs en daar's lente. Daar's 'n saaityd, daar's 'n oestyd. Daar's 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag. 'n Tyd vir opgewondenheid, 'n tyd om te sê, Abba, ek het U nodig. Ek weet nie wat ek kan doen nie. En ek verklaar dit vandag oor jou lewe. Dat jy vandag die onverganklike saad saai in jou lewe. En ek verklaar verder dat daar 'n magtige oes opgelewer sal word. Moenie deur woorde, omdat jy verkeerd praat, omdat jy druk op jou het, omdat jy deur 'n moeilike seisoen in jou lewe gaan, moenie verkeerd praat nie. Moenie die saad wat jy vandag hoor, moenie dit kontamineer nie. Moenie die siklus van jou saad verleng nie. Moenie dit doen nie. Dat hierdie saad opkom vandag as 'n magtige oes in jou lewe. Mense, dit laat my dink in Psalm 5 vers 4. Elke môre, Abba, kom ek voor U aangesig en ek soek U koninkryk eerste. In die môre, Elohim, sal U my stem hoor. Abba moet weet, vroeg in die môre, maak hy die engel in die hemel stil, hy sê, sst, elke môre, hoor my kinders, bly stil, hoor my kinders, in die môre sal U my stem hoor, in die môre sal ek dit aan U voorlê, en ek sal afwag, 'n antwoord wat U vir my kom gee, en daardie antwoord kom deur sy woord, in die môre, sal U my stem hoor. Nee, ek gaan nie verskoning soek, ek het laat opgestaan, ek is moeg, ek moet by die werk kom, ek moet dit, ek moet dat, ek moet die kinders klaarmaak nie. Nee, elke môre my eerste vrug aan Hom, elke dag. Abba, neem kennis. Abba, neem kennis asseblief, met baie respek. U sal my stem hoor, elke môre. En ek lê dit voor U aangesig, met 'n verwagting. Ek spreek lewe in hierdie tabernakel, want hierdie tabernakel behoort nie aan my nie, dit behoort aan U. En Abba, U woord sal van nou af my barometer wees. U woord sal my rig en my stig in die rigting wat U wil hê ek moet wandel. Nie omstandighede, nie situasies, nie hierdie wêreld nie, glad nie. En mense, terwyl ek met jou praat, kom dit sommer by my op. Die mooiste gedeelte wat gaan oor liefde in die Bybel, is watter gedeelte? Ja, ek weet jy weet dit. 1 Korintiërs hoofstuk 13, vers 11. Vers 11, negatief. Hy begin om te sê dat, al sou ek die tale van engele verstaan, en so gaan hy aan, en ek het nie die liefde nie, en dan sê hy nie die liefde nie, want die liefde is nie opgeblaas nie, die liefde handel nie onwelvoeglik nie, die liefde soek nie sy eie belang nie, die liefde bereken die kwaad nie toe nie, so gaan hy aan. Dan kom hy by vers 11 en dan sê hy, toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind, ek het gepraat soos 'n kind, ek het geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n volwasse man is, kan ek dit weer vir jou sê, nou dat ek 'n volwasse man of 'n vrou is, nou het ek die dinge van 'n kind afgelê. Regtig? Wanneer jy druk ervaar, wanneer seisoene moeilik raak, hoe praat ons dan? Hoe hanteer ons dan die woord? Wat sê ons dan vir mekaar? Wat sê ons dan vir Abba? Hoe lees ek dan die woord? Dit is belangrik. Maar nou dat ek 'n volwassene is, nou blaai gesaam met my in Efesiërs, hoofstuk 4 vers 13. Hoor wat sê die woord? Hy sê totdat, man, dis 'n pragtige woord, totdat. Dit gaan goed met ons huwelik, totdat. Dit gaan goed met ons finansies, totdat. Wie ek het hierdie geloofswandel met my hemelse Vader, totdat. Nou begin hierdie vers 13. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van Yeshua, Messia die gesalfde, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Messia, Yeshua die gesalfde. Halleluja! Nou dis my gebed vandag, dat ek en jy in die volle grootte sal wandel, van wie hy is, toe hy op hierdie aarde gewandel het. Hoe kry ons dit reg? Om te wandel in sy woord. Buite in die woord gaan jy dit nie reg kry nie. Mense gaan lees daai gedeelte, gaan bid daai gedeelte. Die grootte
van wie Yeshua was, toe hy by die aarde geloop het. Weet jy hoe vind dit plaas? Weet jy hoe kan ek dit bereik, om die volwassenheid te bereik in my geloofswandel? Dan gaan ek volwasse optree, ek gaan volwasse praat, ek gaan volwasse redeneer, ek gaan volwasse reageer, en ek gaan volwasse besluite neem. Hoe kry ek dit reg? Deur die woord te saai in jou tabernakel. Onverganklike saad. Want die woord moet groei, mense, in ons. Mense, ons kan nie dieselfde bly nie. Ek en jy moet groei. Mense, daar moet transformasie plaasvind. Anders bly ons dieselfde. Wat help dit dan? Sit die woord af, kyk televisie, gaan kyk jou sport. Dis eintlik waar ek kom. Die volle grootte van Yeshua Messia, die gesalfde. Nou op die plaas te Kuilen, wanneer ons mense bedien oor die verskillende feeste, het ons byvoorbeeld die bruidspad. Nou die bruidspad is 'n pad van bevryding. Dis 'n pad van 12 hekke en 12 poorte. Dit beteken, wat is die hekke wat nog oop is in my lewe, waar die vyand die wettige reg het om in te kom? Wat is daai hekke? Ek moet dit identifiseer, ek moet dit erken, ek moet my verantwoordelikheid vat, en ek moet daai hek fisies gaan toemaak, om te sê, klaar, ek is klaar met hierdie goed. Vyand, jy het geen verdere wettige reg op my lewe nie. Ek maak jou kragteloos. Dan het ons die tuin van Getsemane. Dis 22 stasies, gebaseer op Psalm 119, in die 22 Hebreëse alfabetletters, 22 stasies, waar ek my wil kom neerlê voor die aangesig van Jahwe die Almagtige, die skepper God van hemel en aarde. Ek kom lê my wil neer, en ek neem sy wil op in my lewe, en dis suiwer woord gebaseer. Die derde ene is die woestyn, die plek van versoeking, op die plaas. Daai 3 elemente is op die plaas, waar die duiwel kom, en hy gaan kom in 2026, en hy gaan my en jou aanval, en hy gaan dit dalk miskien reg kry deur die woord. Hy het presies dieselfde gedoen met Eva, en met Adam, presies dieselfde. Hy het dit probeer met meester Yeshua. Wat het Yeshua gesê? Hy sê, daar staan geskrywe. Kom aan, Satan, weg is jy. Dis op die plaas. Mense, dis 'n pad wat jy loop, dis 'n alleenpad. Dis 'n pad waar die son jou brand. Dis 'n pad met die berg op, na die berg van verheerliking op die plaas te Kuilen. Dis 'n moeilike pad, dis 'n eensame pad. As jy bo kom by die berg van verheerliking, jaag jou asem. Jou hart klop, jy's moeg, jy's uitgeput, maar jy het dit gemaak. Hy wat volhard tot die einde, hy sal gered word. Psalm 103 vers 20. Loof Jahwe die Almagtige. Hoor mooi, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Sjoe, ek wens ek kan by hierdie woord stil staan, vandag, die hele dag. Loof Jahwe die Almagtige, loof hom. Hoekom? Want sy engele is kragtige helde, wat sy woord volbring. So wie volbring sy woord? Hierdie engele. Mits ek en jy gehoorsaam is aan die stem van sy woord. So as ek die woord nie lees nie, hoe op aarde kan ek gehoorsaam wees aan hierdie woord? Ek kan nie. So mense, wanneer jy sy woord deponeer, wat doen die engele? Hulle het 'n instruksie. Wat doen die engele? Hulle volbring daardie woord in my en jou lewe. Waar word daai woord volbring? In ons tabernakels. Markus 16 vers 17. En vir die wat geglo het, glo jy? Nee. Moenie net sê ja nie, want die duiwels glo ook. Die duiwels glo ook. Glo jy? Hoor wat sê die woord. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam. Mense, ek kom vandag in hierdie naam, die naam bo elke naam. In my naam, watter naam? Ons meester, Yeshua HaMashiach, sal hulle duiwels uitdryf, en met nuwe taal hulle sal hulle spreek. Dis die resultaat. Dis die resultaat van die woord in jou. Mense, die woord bring gawes, die gawes van die Heilige Gees, en die woord bring die vrug van die Heilige Gees. En wat is die oes? Oes is die vrug. So die gawes, dis die seisoen van groei, met ander woorde, ek groei in die gawes, om wat daarteer te kry? Posisie, gesag, autoriteit, oor slange, skorpioene, oor elke omstandigheid. Wat is die oes? Die oes is die vrug, want die vrug pas by die bekering. En wie wat is amazing? Hoor gou hierso. Jy moet hierdie gou luister. Mense hoor gou, kyk gou vir my asseblief. Sit gou die penne neer. Kyk gou vir my. Het jy geweet dat ons meester
Yeshua HaMashiach werk saam met ons. Jy's nie alleen nie. Baie mense sê, o, Frikkie, ek is so alleen, bid saam met my. Jy's nie alleen nie. Jy's nie alleen nie. Markus 16 vers 20. Hoor gou hierso. Maar hulle het uitgegaan en oral gespreek. En Messia Yeshua die gesalfde het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Sjoe. My gebed vandag vir my en vir jou wat ingeskakel is op hierdie pragtige Shabbat, is dat ons bewus sal word, dat wanneer ons die woord deel maak van ons lewens, dat hy wat die woord is, wie is die woord? Dis ons meester, Yeshua HaMashiach. Om hierdie verborgenheid aan die lig te bring, wat al die eeue 'n verborgenheid was, wat nou geopenbaar is, dat alles is geskep deur Yeshua, die gesalfde, die Messias. En wanneer hierdie woord gestalte sal kry, verander alles. My vraag vanoggend is, hoe praat jy? Hoe praat jy? Wie werk saam met jou? En hoe jy praat? Is dit koninkryksengele of is dit demoniese bose geeste? Wie werk saam met jou? Watter tekens volg in jou lewe dat wanneer jy praat, of jy nou woord praat en of jy nou nonsens praat en of jy nou wêreld praat, watter engele werk saam met jou? Watter wondertekens volg in jou lewe oor die manier hoe jy praat? En daarom wil ek vandag by jou pleit, vat die woord. Vat die woord. Dat die woord 'n leefwyse sal word in jou mondering. Want die woord sê, in Jeremia 1:12, hy sê, ek is wakker oor my woord. Halleluja, ek is wakker oor my woord. Mense, vandag op hierdie pragtige 7de dag, Shabbat. Dis 'n afgesonderde dag. Dis 'n heilige, dis 'n geseënde dag. Dat hierdie woord as saad in jou lewe gedeponeer word. En dat jy 'n magtige oes sal beleef en ervaar. En ek verklaar nou oor jou lewe die volgende. As jy kan, dan gou 'n bietjie jou regterhand op, jou regterhand. Ek verklaar vandag, alles wat donker is in jou lewe, dat dit in die lig sal kom. Dat daar geen geheime meer sal wees in jou mondering nie. Dat jy niks sal toelaat wat jou vrymoedigheid, jou posisie en jou karakter kom benadeel nie. Ek verklaar vandag dat hierdie woord 'n lamp vir jou voet sal wees en 'n lig vir jou pad sal wees. Ek verklaar dat hierdie woord, soos die menorah, sal skyn in jou tabernakel, dat jy die menorah tabernakel sal word as 'n wandelende man en vrou van Skepper God, die Heilige van Israel, en dat jy verlig sal word en dat jou pad verlig sal wees. Ek verklaar vandag dat jy toegerus sal word met goddelike wysheid, goddelike raad, met krag, met sterkte. Dat die lewende Elohim, sy Ruach HaKodesh, op jou lewe sal stuur, en dat jy gevul sal word met sy gees, en dat die salwing van sy Ruach elke juk sal breek op jou lewe. Ek verklaar vandag dat jy sal wandel om hom te vrees. Hy wat genoem word wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, dat ons hom weer sal vrees en dat ons hierdie jaar ons heil sal uitwerk met vrees en met bewing, want hy's heilig en hy's soewerein. Ek verklaar dit oor jou lewe. En ek wil afsluit om vandag vir jou te sê, wat sal jy betaal vir 'n tong? 'n Tong wat jy moet inhuur om lewe te spreek oor jou lewe. Wat sal jy betaal vir 'n tong wat jy moet huur om lewe te spreek in jou huwelik, in jou finansies, jou toekoms, jouself, jou kinders, jou kleinkinders, in elke area? Wat sal jy betaal vir so 'n tong? Jy het jou eie tong. Jy kan vandag begin. Jy hoef dit nie te huur nie, want dit gaan jou baie geld kos. Jy hoef dit nie te huur nie, jy het jou eie tong. Hoeveel sal jy betaal vir so 'n tong? Nou wil ek vandag vir jou sê, jy het jou eie tong. Laat jou tong verander deur die oordeenkinge van jou hart en die woorde van jou lippe. En dat dit aanneemlik sal wees voor die aangesig van die lewende God. Jy hoef dit nie te gaan inhuur nie. Verander net jou spraak, verander jou tong, verander jou gedagtelyne, verander jou hart, verander die inspraak van die saad op jou lewe. En jy sal die verandering sien, en ek verklaar dit vandag oor jou lewe, in die wonderbare naam van ons meester, Yeshua HaMashiach.
Mense, baie dankie. Baie dankie dat jy ingeskakel was vandag by hierdie woord van Menorah Tabernakel. Dit was 'n voorreg gewees om met jou te kan gesels. Vroeg in hierdie jaar oor die saad. Onthou dit, ons plant die saad aan die begin van hierdie jaar. Hierdie is onverganklike saad en ek verklaar 'n magtige oes in jou lewe. En my gees roep uit, halleluja, prys sy wonderbare naam. Mense, kom ek en jy bid saam en ons vra Vader om sy woord te seën. Ek wil jou graag vra, net daar wees, vat gou jou woord, vat jou Bybel, neem hom oor, druk hom so 'n bietjie vas teen jou. Sê, Abba, ek is lief vir u woord. Halleluja, ek is lief vir u woord. Dankie vir u woord. Abba, ons kom vandag as u volk. En ons verootmoedig onsself voor u aangesig. Dankie vandag vir saad, wat in my lewe gesaai is, wat gedeponeer is in my tabernakel. En ek bid vandag, deur die kragwerking van u Ruach HaKodesh, u Heilige Gees, Abba, dat hierdie saad sal opkom as 'n magtige oes, en dat u naam en die koninkryk daardeur verheerlik sal word. Abba, dis my gebed vandag vir elke man, elke vrou, seun en dogter, wat ingeskakel was vandag, by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. En ek dank u daarvoor. En my gees roep uit, halleluja. Prys sy wonderbare naam. Kan ek jou seën voor ons vir mekaar koepaai sê? Ek wil jou seën vandag uit die woord van Numeri hoofstuk 6 en dat jy geseën sal wees. En ek verklaar vandag oor jou al die seëninge wat jou sal inhaal en sal verbyvat, opgeteken in die boek van Deuteronomium hoofstuk 28 vers 1 tot en met vers 14. Dat jy daardie seëninge sal beleef en ervaar. Die klousule waarin ek en jy moet wandel, is natuurlik om gehoorsaam te wees. Nou geset daarin te wandel. Kom ek seën jou. Abba, ek seën vandag u volk. Dat u aangesig, Abba, sal skyn oor u mense. En dat u genadig met hulle sal wees. Asseblief, Abba. Abba, ek bid in hierdie môre dat u aangesig verhef sal word oor hierdie mense wat ingeskakel is by hierdie uitsending, nou of later, dat hulle geseën sal wees. En Abba, dat u lankmoedig met hulle sal wees. Vader, dat hulle die vrede sal beleef en ervaar. Nie wat hierdie wêreld gee nie, maar net die vrede wat u gee. En daardie vrede kom deur die woord. En dat die woord vandag vir ons die shalom vrede sal gee, wat alle verstand te bowe gaan. Abba, ek seën vandag u volk. En die woord sê, dat wanneer ons u volk so seën, dat u sal afstap uit die hemelse woonplek en by hulle sal kom neerdal en dat u hulle sal seën. En ek bid dit vandag in die wonderbare naam van ons meester, Yeshua HaMashiach, ons verlosser en ons saligmaker. En my gees roep uit, halleluja. Mense, baie dankie. Tot 'n volgende keer van my kant, Frik Weideman, Shabbat.